Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend. Dis weer eens vir my 'n voorreg om die woord van die Here tot julle te bring. Voor ons oorgaan tot ons erediens, laat ons voorsang vanoggend is lied 350 in die stad van Koning Dawid. Daar waar julle is, sing hartlik saam of luister net in stilte. God en Heer, aan die konings bid ons Heer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red hul van die dood. Hul wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings bid ons Heer. Eenmaal sal hy as die regter in sy konings majesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die konings bid ons Heer. Gemeente, God ontmoet ons as gelowiges deur sy woord en gees. Hy spreek ons aan en op hierdie spreuke antwoord ons. Die Here sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Amen. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur saam te sing uit Psalm 103, ek wil die Here loof. Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here, soos en vergewis onsself opnuut hoe skuldig ons ons almal staan teenoor God, maar so ook teenoor mekaar. Ons luister na die 10 gebooie soos opgeteken in Eksodus 20.
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander goede voor my aangesien hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eilik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eilik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of die vee of die vreemdelinge wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou geliefdes in die Here, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons geloof soos volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou kom ons antwoord daarop nadat ons geloof bly, deur saam te sing uit lied 156, Loof die Here. Hy het ongelukkig nie korrek afgelaai nie, so ons gaan daar verby. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, Here, ons dank dat ons vanmôre weer om U woord kan vergader. Here, ons bely dat ons skuldig staan voor U, ons is sondige mense, Here, wat afwyk van die voorskrifte in die wet en dit wat U vir ons in die Bybel vertel, Here, en leer. Maar Here, ons weet deur U genade en U liefde word ons sondes vergewe as ons dit bely. En daarom bely ons sondes vanmôre voor U, Here. Vergewe ons, reken die kwaad ons nie toe nie. Here, ons dank U. Ons dank U dat U ons aansien vir wie en wat ons is. Dat U in U groot, alomvattende, almagtige liefde elkeen van ons liefhet en elkeen van ons se lewens ken, Here. Dat U bemoei met elkeen van ons in elke dag en elke oomblik, Here. Here, ons weet dit is vir ons verstand partymal net te klein om te besef dat U met elke iemand in hierdie wêreld ken. Here, daarom sê ons vir U dankie. Dankie dat ons 'n oomblik kan stil staan en U kan loof en kan prys vir alles wat U vir ons doen, Here. Van ons weet ons ontvang dit net uit genade. Here, ons dra ook op die wat vanoggend wat bedroef is, die wat onder moeilike omstandighede leef, Here, die wat nie kos het, die wat nie 'n dak oor hul kop het nie, die wat in die oorlog getuieerde lande woon, Here, wat nie weet of hulle môre waar hulle gaan wees nie, wat familie, vriende verloor, Here. Here, ons weet oorlog is daar geen wenners nie. Daarom smeek ons, Here, laat daar vrede kom. Versterk en vertroos die wat agterbly, Here. Maar Here, dat die leiers van hierdie lande se gedagtegang verander, Here, dat hulle nie op vernietigingstogte uit is nie. Here, daarom dank ons U vir die vrede en die genade wat U ons gee. Ons vra nie die dinge ons het verdien, Here, maar ons smeek dit enkel uit genade. Amen. Geliefdes in die Here, ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 95 en Hebreërs 4 vers 12 tot 16. Ek lees vir vanaf Psalm 95.
Kom laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. As julle vandag maar na hom wou luister, moenie hardkoppig wees soos destyds by Meriba, soos die dag by Massa in die woestyn nie, waar julle voorvaders my uitgetap het en my geduld beproef het, hoewel hulle gesien het wat ek gedoen het. 40 jaar lank het ek 'n weerstand in daardie geslag gehad, maar ek het gesê hulle is 'n moedswillige volk, hulle wil my paaie nie ken nie. Daarom het ek in my toorn 'n eed afgelê, hulle nooit so uitkom die rusplek wat ek hulle wou gee nie. En dan ons skriflesing van Hebreërs 4 vers 12 tot 16, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring selfs tot skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping van wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, tot ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Salig is die wat die woord van God hoor, en dit in hul harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord, en vra die seën op die gepredikte woord wat volg. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou geliefdes in die Here, ons tema vanoggend is nader tot God, die werklike rus. Ons teksvers kom daar vanaf vers 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, dat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Die sentrale teologiese boodskap van Psalm 95 is dat die Here 'n groot koning is. Om God se koningskap te erken, is om te erken dat God ons geskaap het en onderhou. Daarom is God ons lofwaardig. Die Psalm suggereer ook dat ons meer as woorde, ons lof is meer as woorde wat in die hemel opgelig word. Dit is 'n uitdrukking van geloof en dit moet in geloof en vertroue uitgeleef word. Dit is presies wat die Israeliete nie in die woestyn gedoen het nie. Om uit hulle foute te leer en om lof en gehoorsaamheid met mekaar te verbind, is ons roeping. Want ons sien wat fout gegaan het, ons sien waar hulle verkeerd gedoen het. In die eerste deel van ons skriflesings hoor ons van die beloofde rus, en dit dan ook van diegene wat die goeie nuus gehoor het, en nie geglo het nie, en dit het niks goed vir hulle beteken nie. Die belofte van 'n geestelike rus is 'n belofte wat die Here Jesus Christus aan ons nagelaat het as 'n kosbare erfenis. Ons taak is om toe te sien dat ons as erfgename dit opwys. Hierdie rus en die vryheid van die heerskappy van sonde, wat ons siele in slawerny hou, en dan word die ware rus van die siel ontneem. Ons kan ook vrygemaak word deur die juk van die wet, en die vrede met God geniet, in sy verordeninge en voorsienigheid. Dit staan die vooruitsig en die erns van die volmaakte en ewige rus in die hemel. Nie net 'n vooruitsig nie, maar 'n werklikheid waarin ons leef, en waarna ons moet uitsien. Ons sal dalk nie bereik wat God ons beloof het nie, of ons kan te laat wees. Met ander woorde, dit is 'n duidelike herinnering aan die beperkte tyd van God se genade. En dit word weerspieël in Psalm 95 aan ons. Nou, een goeie metode om te verhoed dat ek amper sê ons tekort skiet, is om 'n heilige en godsdienstige vrees te handhaaf. Dit sal ons waaksaam, ywerig, opreg en ernstig maak. Hierdie geestelike vrees sal ons
ons kan sê dwing om ons geloof te ondersoek en uit te oefen, terwyl raaiwerk of vooroordele die snelle pad na ondergang is. Ons kan tog nie raaiwerk doen met God en sy gebod nie. Die apostel in ons skrif, tweede gedeelte, bevestig die ware geluk van almal wat die evangelie werklik glo. En dit doen hy deur die waarheid daarvan positief te bevestig uit die ervaring van onsself en van ander. Ons wat glo gaan wel in die rus in, volgens Hebreërs 4 vers 3. Geliefdes Here, ons verkry 'n geseënde verbintenis met Christus en 'n gemeenskap met God deur Christus. In hierdie verhouding geniet ons eintlik 'n baie wonderlike kommunikasies van vergifnis van sonde, gewetenstevredenheid en die rus van die klem van die sonde, van sonde beklem jou. En onsself in God se genade bevind ons totdat ons geroep word vir die ewige rus saam met hom in die hemel. Dit word bevestig deur Psalm 95 deur middel van 'n direkte beroep om te verseker dat elke individu getrou bly om die uiteindelike rus te kan ontvang, om by God in sy koninkryk te wees. Nou die krag van die woord van God weet ons is almagtig, dit is groot. Maar hoe kan ons nader aan God wees om sodoende te verseker dat ons ontvang wat hy ons beloof het? Baie Christene het dieselfde begeerte. Hulle wil God beter leer ken, maar dit is soms moeilik vir hulle om die Bybel te verstaan. Ons ervaring van die Bybel moet van 'n gewone boek na 'n lewende, kragtige woord van God verander, volgens Hebreërs 4 vers 12. Met die woorde van God kan ons of die wesenlike of die geskrewe woord verstaan. Die wesenlike woord, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, Johannes 1 vers 1. Wat in die begin by God was, en wat God was, is die Here Jesus Christus, en inderdaad wat hierdie vers vir ons sê, is natuurlik waar die meeste verstaan dit vanaf die geskrewe woord, die heilige geskrifte, wat die woord van God is. Nou daar's 2 stappe wat ek vandag met u wil deel. Iemand wil God beter leer ken, maar het dit moeilik gevind om die Bybel te verstaan. Daar's toe vir hom gesê, na 'n informele gesprek, dat hy hierdie 2 stappe moet volg, wat vir die persoon sou gewerk het. Nou, hy het dit geïmplementeer, en vir die eerste keer het hy beleef hoe die Bybel van 'n gewone boek in 'n lewende, kragtige woord van God verander, volgens Hebreërs 4 vers 12. Ek wil graag hierdie 2 stappe vandag met u deel. Stap 1 is, nooi die Heilige Gees uit om u te lei, om jou te lei. Die beskrywers van die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer. Wie beter kan dus die woord van God vandag vir ons oopbreek as juist die Heilige Gees? Wanneer jy gaan sit om die woord van God te lees, raak jy stil en vra God om jou deur sy Heilige Gees te lei, om te verstaan wat jy gaan lees. Gryp nie net u Bybel, lees daaruit en kry klaar ons aan een kant nie. Nee, of stop u en vra die Here om die betekenis vir u te openbaar, om u te help om meer as net woorde te sien. Johannes 6 vers 13 sê immers, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dit is wonderlik. Maar nou kan ons verder gaan sê, ontdek God se karakter, die tweede stap. God het die Bybel aan ons gegee om ons in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry en die regte lewenswyse te kweek, maar ook om hom beter te leer ken. Ons ontdek God se karakter wanneer ons die woord begin lees. In Deuteronomium 4 vers 29 staan daar, en julle sal hom kry as julle hom soek met julle hele hart. In steede daarvan met 'n gedeelte voor jou te lees, beveel die storie van Dawid en Goliat, of Jona en die vis, begin jouself afvra, of daardie spesifieke gedeelte wat jy lees, jou van God se karakter wys, en dan skryf sy karaktereienskappe neer wat jy daar waarneem, wat jy sien. Oordink dit, en besef dat God nie verander nie.
en dat sy karaktereienskappe steeds vandag vir ons lewens geldig is, soos die eerste oomblik toe God die wêreld geskep het. God is onveranderlik. Van Genesis tot in Openbaring in die Bybel staan Jesus Christus sentraal. God het na die sondeval in Genesis reeds beplan om Jesus aarde toe te stuur. Reg deur die Ou Testament berei hy egter eers die mensdom voor om die klimaks van die skepping, naamlik die geboorte van sy seun Jesus Christus, aan die begin van die Nuwe Testament te waardeer. Lees jy die woord so, sal jy die God se oneindige liefde en genade vir ons elkeen opnuut ontdek. 'n nuwe hele wêreld sal oopgaan. Maar wil jy God regtig beter leer ken? Kry dan vir jou 'n Bybel leesprogram. Jy vra die Heilige Gees om jou as jou leidsman en leermeester op te tree. Lees spesifiek. Lees wat vir jou interessant is en slaan na en kyk en gaan in detail. Begin soek ook vir God in elke gedeelte wat jy lees. En voor jy jou uitvee, gaan jy dalk beleef hoe die woord van God jou so boei, dat dit moeilik is om dit neer te sit, omdat jy dalk vir die eerste keer hoor, dat God daaruit met jou praat. Dat jy sy stem hoor. Dit sal ons Christelike geloof versterk. En ons as volgelinge van Jesus Christus, het die goddelike genade nodig. En ons hemelse leerskare bied dit gretig aan. Deur sy genade sal ons gered word en in sy rus ingaan. Die hemelse rus wat bevestig dat ons werk gedoen word. Dieselfde as wat God rus nadat hy sy skepingswerk op aarde gedoen het. Onthou, die vyand gaan ons tyd altyd probeer steel, deur ons met onbelangrike dinge besig te hou en te verhoed dat ons by God uitkom. Oorwin dit deur doelbewus stilte tyd te maak waar jy ook al is. Weer vir God opnuut te nooi om deel van jou lewe te word. Sodoende versterk jy 'n verhouding met God en kom jy al nader tot God. Nou geliefdes in die Here, daar's soveel dinge in hierdie lewe wat ons wegvat van die woord van die Here. Daar's soveel dinge in hierdie lewe wat ons wegvat van die kerk af. Daar's soveel dinge in die lewe wat sê, staan een kant toe, ek gaan eers ander goed, ek sal later daarby uitkom. Ek sal later my tyd en aandag aan God spandeer. Die Here sê, ek is die Here, die God van alle mense. Niks is vir my te moeilik nie. Maar verder sê God ook, ek is die Here jou God, ek versterk jou en sê vir jou, moenie bang wees nie, ek sal jou help. Opgeteken in Jesaja 41 vers 13. En dan, Efesiërs 3 vers 20 en 21, moet ons ter harte neem. God weet van elke van die uitdagings in ons lewens. Hy hoor ons as ons na hom roep. En hy wil sy grootheid en krag demonstreer, soos ek nou pas weer genoem het in Jeremia 32. Want niks is vir hom te moeilik nie. En wat die Here sê ook, dat moenie bang wees nie, ek sal jou help. Moenie bang wees nie, hy sal ons help. En in Efesiërs 3 vers 20 en 21 word ons daaraan herinner dat God veel meer van ons kan doen wat ons vra of dink. Aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Wat is die uitdaging vandag? Neem dit na God toe. Nader om en weet dat hy reeds 'n uitgestrekte hand na jou toe uithou. Jou deurbraak is waarskynlik nader as wat jy of ek dink. En geliefdes, is nie te sê dat jy wegstaan van God nie, dis nie sê dat jy nie glo nie, maar partykeer het jy hierdie gewigtige ding in jou lewe wat jou vashou, wat jou verhoed om daardie totale openlikheid met God te hê. Wat verhoed? Dat jy kan die stap nader neem en in vryheid en ek wil amper sê goddelike vrees leef. Goddelike vrees meen respek, liefde, eer. Ons verlosser, Jesus Christus, het simpatie met ons swakhede, want hy self deur elke ding gegaan op aarde, elke versoeking. Onthou dat ons kan volhard in afwagting op die beloofde land. En deur nader aan God te kom, en dit met sy genadige hulp getrou uit te gee wanneer ons dit nodig het, word dit moontlik gemaak vir ons almal. Maar wat sê Job vir ons? In Job 33 vers 13 tot 15 staan daar, waarom beskuldig jy vir God?
Hy hoef nie vir jou rekenskap te gee van sy dade nie. God spreek die mens aan. Hy huiwer nie om dit op meer as een manier te doen nie. Ek herhaal, hy huiwer nie om dit op meer as een manier te doen nie. Hy praat met die mens in 'n dromende gesig in die nag, wanneer die mens diep slaap, wanneer hy vasslaap op sy bed. So niks is onmoontlik nie. En weet wat die belangrikste is? God is standvastig. Vandag, môre en vir altyd en ewig. En in Numeri 23 vers 19 staan daar, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens wat hy van gedagtes sou verander nie. En die woord sê, hy is lief vir ons. Hy berei vir ons die ewige woning voor waar ons kan rus, waar ons saam met hom kan wees, en in sy liefde kan die ewigheid kan wees. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit. Genade op genade van ons Vader, Seun en Heilige Gees alleen. God se rykste seën aan ieder en elk van u vandag. Mag sy woord in u lewe geopenbaar word. Mag u vind wat goed is. Mag u vind die kos wat u nodig het vir u siel, om staande te bly in die tye. En wanneer u lewe vol vreugde is, gaan lees u Bybel en sien hoe uitbundig en wonderlik is as daar vreugde is, wat Dawid gedans het voor die Here, wat mense uitgehebel het, wat die skare Hosanna geskree het voor die Here se Jerusalem ingaan. Ons mag uitbundig wees in lof tot die Here. Ons mag vier wat ons goed voel, wanneer ons in ons lewens goed gaan, maar net so, wanneer daar moeilike tye kom, gaan op jou knie en bid tot God en vra vir hom, Here, wys vir my waarom hierdie versoeking of hierdie gebeurtenis op my pad kom. En ons weet die lewe is vol verdriet, die lewe is vol vreugde. Ons weet die lewenspad wat ons geliefdes weg van ons, want dit is die weg wat ons almal gaan. Daarom vra ek vanoggend vir u, oordink die woord van God en kyk wat is sy doel met u lewe. Bovenal, kom tot hom in gebed en sê vir hom, dankie Here, dankie vir wat u vir my gee, maar ook Here, lei my in die moeilike tye waarin sommige van ons lewe, wys vir ons die lig dat dit weer kan skyn. En julle weet, ons kry dit nie, ons het verdien nie, ons kry dit enkel uit genade. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde. Vader God, dankie vir u woord. Lei ons deur u Heilige Gees en help ons om u karakter te ontdek, wanneer ons u woord lees. Dankie dat ons elke uitdaging in ons lewens na u toe kan bring, Here. Lei ons in ons swakhede so ons staande kan bly, en tot u kan nader. Here, ons smag na u grootheid en krag in ons lewens. Ons vra hierdie ding in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons slotsang vanmôre is die 354, O Christus, ons verlange.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.